vandag vir my, ons het begin hierdie maand, ek weet, Pastoor Dion en Pastoor Kobus het reeds bietjie daaroor gepraat, ek het dinsdag aand ook bietjie daaroor gesels. Ons praat hierdie maand oor die tema dankbaarheid. Het gaan oor waardering en dankbaarheid. En vir my is vandag 'n dag van dankbaarheid. Nie net omdat daar mense is wat in gehoorsaamheid gedoop wil word nie, maar ook omdat ons herinner word aan die rede waarom ons dankbaar is. Die rede waarvoor U opgewonde moet wees is omdat ons gered is. Ja. Ons redding is groot rede vir ons om dankbaar te wees. Maar mense dink dit is dankbaarheid is net om dankie te kan sê wanneer dit in goeie omstandighede is. Om dankie te sê vir jou gesondheid, vir jou kos, vir jou familie. Dis alles mooi goed. Dis mooi dinge en dinge wat jy nie moet afgee. Ek het vroeër die week ook gesê, dis van die eerste woorde. Ons leer eers om te sê mamma, daar papa. En dan begin jy as kind lees om te leer, asseblief en dankie. Dis woorde wat jy gereeld leer. Dis pragtig. Maar die diepste vorm van dankbaarheid begin wanneer ons kom by die kruis. Wanneer ons besef daar waar daar vergifnis gebeur vir dit wat in die verlede plaasgevind het. Ek wil u vra om met my saam te lees uit Lukas 7 en ons gaan enkele verse lees vanaf vers 36. Lukas 7 vers 36. Die opskrif van die gedeelte sê die sondares wat die voete van Jesus gesalf het. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseërs gekom en aan tafel gegaan. Vers 37, en toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseërs se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring, en agter by sy voete gaan staan en geween, en sy het sy voete begin nat maak met haar trane, hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe sê die fariseer wat hom genooi het, toe die fariseer wat hom genooi het sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Ek wil aanskiep na vers 47. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie is vergewe. Sy het baie lief gehad, maar hy, vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Die gedeeltjie tussenin kan jy met graag te gaan lees as jy by die huis kom en hy praat van persone wat pennings gehad het en geskuld het en waar daarvan geneem was en hoe hulle geseën was. Maar die Here vestig ons aandag vanmôre op hierdie vrou en die dankbaarheid wat sy gehad het. In haar woorde kon sy dit nie uitspreek nie. Sy was nie in staat om haar mond oop te maak en te sê, Jesus, ek is dankbaar vir die geleentheid wat U vir my geskep het. Al wat sy kon doen, net wat haar hart vir haar gebring het, was met trane. Haar trane was al. Hierdie was die trane van skaamte nie. As dit skaamte was, sou sy weggebly het, daarvan om nader te beweeg na Jesus toe. Dit was trane van dankbaarheid, want sy het iets belewe, wat haar hele lewe verander het. Sy belewe hierdie een woord wat sê, vergifnis. Vandag by hierdie doopdiens vier ons dan presies ook dit. Elke doopeling wat vanmôre hier deur die doopwater gaan sê, ek was verlore, maar ek is weer gevind. Ek is vergewe. Ek is dankbaar vir my vergifnis. Die eerste punt wat ek vanmôre vir u wil praat, gaan oor dankbaarheid wat begin waar skuld vereffen word. Dis belangrik om jou sonde te erken. En ek het met diegene met wie ek gepraat het, ek het dit opgeneem binne die doopkursus, het ek baie seker gemaak dat almal verstaan, dit is nie goed genoeg om net te sê, Here, vergewe al my sonde.
Soos wat jy dit gedoen het, so verwag hy moet jy dit weer uithaal. Tot jou skaamte moet jy dit weer uithaal. En lees hierdie gedeelte, daar word gepraat daarvan, dit word nie op die naam genoem nie, maar ek dink almal rondom daardie tafel het geweet wat Simon die Fariseer bedoel het, toe hy gesê het, hierdie vrou is 'n sondares. Haar sonde was daar uitgebasuin vir almal om te sien en te weet. In die tyd van die Bybel sou hulle gekom het en geoffer het, met dit wat hulle moes offer kon jy geïdentifiseer het wat die sonde was. Die sonde was nie weggesteek nie. In ons samelewing leer ons foute te verskoon. Ek is seker jy het almal die goed gehoor vir mense sê, ek is net 'n mens. Mense maak ons foute. Ek is nie so sleg soos ander mense wat ek ken nie. Ware dankbaarheid begin nie by selfregverdiging nie, dit begin by selferkenning. Om te kan sê, ek is 'n sondaar. Ek het oortree. Ek het so en so en so genoem. Ons neem ons voorbeeld uit Agan in die Ou Testament. Toe Josua hom vra, wat het jy gedoen? Toe sê ek het naamlik gesien. Ek het begeer. Ek het geneem. En daarna het ek weggesteek in my tent. Die vrou in Lukas 7 het geen verskoning gehad. Sy het geweet wie sy was. Die teks sê dat sy was 'n sondares, almal het dit geweet. En dis juist daar waar die dankbaarheid begin. Sy sê ek het niks om te bring nie, maar ek kom tog, want ek weet wat ek gaan kry. Simon die Fariseer het gedink dit is nie nodig om vergewe te word nie. Hy het gedink dit is oukei as hy net vir Jesus genooi het vir ete. Hy was nuuskierig om te hoor wat gaan gebeur. Hy was gasvry, maar nie nederig nie. Hy het nooit besef dat hy self vergifnis nodig het nie. Die vrou het haar skuld erken. En dis hoekom sy genade gevind het. Die tweede punt vanmôre waaroor ek met julle wil praat is om vergifnis te ervaar. Ek weet elkeen van julle het al op 'n stadium in jou lewe deurgegaan waar jy gevoel het ek het nou regtig fouteer. Ek het verkeerd opgetree en jy kom tot by iemand, miskien was dit so vroeg al in jou lewe as om na jou ma of jou pa toe te gaan en sê ek is so jammer, ek het droog gemaak, ek het die verkeerde ding gedoen, ek het die verkeerde ding gevat. Daardie oomblik wanneer jy voor hulle staan en sê vir jou, toe man, my kind, is alles oukei. Ek vergeef jou. Hierdie woorde, terwyl Jesus vra sê, haar sonde, wat baie is vergewe. En hy wys vir Simon, hy wys vir die ander. Wat is dit wat sy gegryp het? Sy gryp vergifnis aan, want sy sien Jesus as meer as net 'n mens. Sy besef, dis die seun van God. Ware dankbaarheid is altyd 'n reaksie op genade. As jy wil sien wanneer iemand werklik dankbaar is, opgewonde is, dit is wanneer hulle iets ontvang het wat hulle nie verdien het nie. Ons het daardie manier om partykeer 'n skyn van dankbaarheid voor te sit, wanneer ons net, ek is nou nie so baie bly oor wat ek gekry het nie, maar ek maak, ek is baie bly ek het. As jy werklik dankbaar is dit onmoontlik om dit weg te steek. En dit is hoe dit gebeur met haar. Dis nie net iets wat sê, ek moet kerk gaan. Ek moet maar om ander mense tevrede te stel nie. Haar beginpunt is, ek wil naby aan Jesus wees. Dis waar sy glo, haar vergifnis vanaf kom, en dis waar sy glo, sy behoort te wees. Wanneer jy weet dat jou sondes vergewe is, dan raak selfs jou trane iets baie mooi. Trane wat uit dankbaarheid vloei, is trane wat sê, Here, U het my nie behandel soos wat ek verdien het nie. U het my nie dit gegee wat ek verdien het nie. U gee my meer as dit. U gee my genade. En jy verander van, ek moet God dien, tot ek mag God dien. My laaste punt gaan oor 'n lewe van vreugde, 'n lewe van dankbaarheid. Dankbaarheid word 'n manier van lewe. Hierdie vrou van Lukas 7 het nie teruggegaan huis toe soos wat sy gekom het nie. Ons het die pragtige woordjie wat sê, you won't leave here like you came in Jesus' name. Sy het nie weer uitgestap op dieselfde manier as wat sy daar ingestap het. Ek stel my voor, sy sou gebuk gestap het, miskien met haar mantel oor haar kop, dat mense tog net nie haar gesig moet sien en sien wie sy is nie. Toe sy daar uitstap en Jesus het vir haar gesê, jou sondes, wat baie was het jou vergeef, glo ek nie enige iemand sou haar kon beperk nie.
Haar kop het sy regop uitgeloop, want sy het gesê, ek is nou 'n vergewe kind van God. Wanneer jy vergifnis ontvang, verander jou fokus. Jy kyk nie meer terug nie, jy kyk vorentoe. Jy leef nie meer vir ander mense se goedkeuring nie, maar jy lewe uit dankbaarheid uit. Dis presies dan wat die doop simboliseer. Vir die doopkandidaate wil ek graag lees Romeine 6 vers 4. Hy sê ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Doop sê ek leef nou anders. Ek leef nie meer om God se liefde te verdien nie, want ek het dit reeds. Hy het klaar vir my sy genade gewys, ek leef nou om sy liefde vir ander te wys. Dankbaarheid gaan sigbaar word in hoe jy ander mense behandel, en hoe jy ander mense vergewe, en hoe jy gee, en hoe jy aanbid. Wanneer mense vir jou vra, wat het met jou gebeur? Dan kan jy eenvoudig sê, ek het vir Jesus ontmoet. Ek sluit daarmee. Vandag sê elke doopeling met sy doop, ek is dankbaar. Ek gaan vir hulle kans gee, ons gaan vir hulle 'n mikrofoon in die hand sit, vir die wat iets wil sê. Dis nie iets wat geld kan koop nie. Dis nie iets wat jy kan 'n down payment opsit en sê ek wil meer daarvan hê nie. Hierdie is 'n wonderlike geleentheid, een enkel geleentheid in jou lewe waar jy dit kan vat en kan aangryp. Daar is sommiges wat vanmôre 'n tweede keer gedoop word. Moenie julle sit en oordeel nie. Moenie sit en wonder hoekom word hy weer gedoop word nie. Ek sou, as ek kon, soos Petrus gesê het, julle moet nie net my voete was nie, was my hele liggaam. Ek sou gesê, julle kan ek elke week weer gedoop word. Doop gaan oor die sekerheid in jou hart om te sê, ek het gesê, ek is waar is. En as jy vanmôre enige een persoon is dit voel, ek is nie waar ek is nie, al het jy jou naam nie opgesit nie. Ons maak plek vir jou om gedoop te word. Trane van dankbaarheid is die mooiste trane wat 'n mens kan hê. Dit sê, ek was verlore, maar ek is gevind. Ek was skuldig, maar ek is vergewe. Mag jy vandag terwyl jy daar sit en kyk, saam met elke doopeling sê, ek is dankbaar, Here, vir die kruis, vir die bloed, vir my vergifnis en vir my nuwe lewe.